a sweet smelling aroma. Kom hiernatoe om ons botteltjies van geur weer vol te maak. Maar kom maak jou botteltjie geur vol, dat jy weer kan gaan uitdra. Jy sien hierdie herder het ons so lief, dat hy tel jou vir oggend op, en hy dra jou teen sy bors. Vader, dankie net vir hierdie oggend. Lord, we are giving it into your hands this morning. Come and lead us this morning. Come and guide us, Holy Spirit. Everything is in your hands. You are our chief shepherd. We give you praise and we give you honor in the mighty name of Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. Thank you, Lord. Amen. Halleluja. Dankie, Heilige Gees. Manne, sit gerus. Vader, ek vertrou dat hierdie woord vanoggend harte gaan besny. Dat u, Heilige Gees, die harte besny vanoggend, net met die woord wat vanoggend kom. Dis 'n woord in seisoen, is 'n woord vir jou, is 'n woord vir Suid-Afrika. 'n Woord vir Suid-Afrika. In Afrika en Suid-Afrika wag honderde jare. Laat die herder sy skape moet kom lei. Laat die herder sy skape moet lei. En ek sien 'n beweging wat gebeur. En ek weet dit is profeties. Nou, ek wil net eers vir julle verduidelik. In die woord van God kyk ons na sinonieme. So, ons kyk na 'n herder, shepherd, en dan kyk ons na the flock, die kudde, en dan praat die Afrikaans van die kudde, en dan praat hy van lammers, en hy praat van skape. So die kudde, lammers en skape is dieselfde. Hy gebruik hulle, daar's 'n woord, hy gebruik dit waar hy wil in die skrif. Partykeer praat hy van die skape, partykeer praat hy van sy kudde, en dan praat hy van lammers. Maar dan praat hy ook van die herder. En wat ek lees in die woord van God is, ek wil vanoggend oor die herder praat. Daar's 'n verskil tussen die herder en die herder. The shepherd and the shepherd. A shepherd and the shepherd. So daar is the shepherd is Jesus Christus. So om mee te begin wil ek net die eerste ding sê. Al die skape, al die kudde behoort aan hom. Dit behoort nie aan 'n pastoor, dit behoort nie aan 'n gemeente of 'n gemeenteleier of aan enige iemand nie. Ons is net daar, gemeenteleiers en jy wat 'n pa van jou huis is, jy's net daar om dit te steward. Jy's net daar om dit te bestuur. Dis God se skape en ons moet dit vir hom bestuur. En dis die fout wat baie keer gemaak word. Ons eien ons toe, die skape behoort aan ons. En ons gaan eendag voor die troon staan, as ek sê eendag binnekort voor sy troon staan, en elke herder, elke pa, elkeen wat verantwoordelikheid vat, gaan 'n groter verantwoordelikheid hê as jy 'n kudde onder jou het, hoe jy daai kudde hanteer het. So, huidiglik in hierdie land van ons, was dit gewees dat ons kan sien dat van 'n regeringsvlak af, is hierdie land herderloos. Want ons het nie die herder opdrag gegee om ons te kom lei nie. Ons wil onsself probeer lei. En alles wat gebeur is soos 'n beweging, maar die kop is af. Almal wil lei en alles is de mekaar. So in dit verlede week het die Heilige Gees net 'n woord in my hart neergesit van the voice, die stem. Maar ek het nie geweet waartoe gaan hierdie boodskap gaan nie. En toe ek Vrydag uitstap, toe dit net vir my gevoel, maar this message is not finished yet, Davey. Ek het net gevoel,
hierdie boodskap is nog nie klaar afgegee nie. Daar kort iets. En ek wil net kyk of hy miskien wys hy hier, ek het 'n screenshot nou gevat. Verlede week gister kry ek hierdie boodskap dat Ariel Gate in Johannesburg het Feast of Tabernacles gehad en hulle het die woord gehad, the voice of the Lord walking. Dit is hulle boodskap vir die jaar. Nou, ek wil net vir julle iets sê daar, the voice of the Lord walking. Verlede week toe loop ek hier en in 'n oomblik toe sê die Heilige Gees vir my, daar's 'n tyd wat jy kan loop en dan praat jy, dan hoor iemand jou stem. Maar daar's 'n plek wat jy kan loop en jy kan veral op klippies loop hier buite en sonder om te praat, dan hoor jy die voetstappe. The voice of the Lord walking. The voice of the shepherd walking. So, dit is nie toevallig dat hulle dieselfde boodskap in dieselfde seisoen en ons weet nie van mekaar by dieselfde boodskap uitkom nie. So in hierdie wil ek gaan nou terugkom na Migdal Eder toe. Ek het uitgestap verlede week hier, maar wat ek nie besef het nie, ek het 2 maande gelede, het ek gesien my broer hy maak sulke curries, of hy het curries laat maak. Toe sê ek vir hom, maak vir my, kan jy 'n herderstaf vir my maak? Kan jy 'n staf vir my maak? Toe sê hy, ek gaan hom vir die oom wat dit maak, is 91 jaar oud. So ek moet hom vra, jy moet my nou geduld gee en tyd gee om hierdie staf te maak. Maar ek sê, hy het 'n stuk olienhout op sy plaas. Nou olienhout is wilde olyf. En as jy Romeine 11 lees, is ons die wilde olyf. So we as Gentiles, we are the wild olive tree. Ons is die wilde olyf en hy is die makolyf. En verlede week toe ek die oggend nadat ek uitstap, 'n uur daarna, toe bel hy my, toe sê hy vir my, hy sê vir my net so, jy kan jou goed kom haal. Toe weet ek dis klaar, toe moet ek dit gaan haal, maar ek gaan haal dit en ek los dit daar. Nou wil ek net van hier af, toe Saterdagoggend, toe staan ek op. En ek het dit neergesit en ek het dit begin olie, die stok en die staf, en ek het vir Dieter net 'n foto gestuur. Dieter is in Adelaide, hy's daar op 'n boer se plaas, en hy reply my net, en ek bel hom, en terwyl ek ry, toe kom die volgende by my op, terwyl ek ry en ek praat met Dieter. Ek sê, Dieter, maar ek het die belangrikste van hierdie hele boodskap, het ek gemis. Ek sê, ons het 'n boek gehad, en iemand het kom bedien hier, en Chris en Johan het hierdie boek deurgewerk, voor tot agter. Hoeveel keer? Ek sê, die belangrikste teksvers van The Voice is, in John 10, ek dink is 17, staan daar, my sheep hear my voice. Ja, en ek het nie verlede week, is ek hier uit, en ek het nie daai teruggekom na, my sheep hear my voice nie. Jy kan praat oor die voetstappe van die stem, en jy kan praat oor Jesus wat vir hulle gesê het, volg my oor die stem, maar kyk net wat sê daai vers vir ons, hy sê, my sheep hear my voice. Nou as jy in Israel is, en daar in die woestyn, daar waar die Bedouins is, hulle noem hierdie skaapherders Bedouins, dan loop elkeen met sy troppie skape, en daar waar die herder loop, met sy staf, loop die skape agter hom. En 'n ander herder kom verby van vooraf, en sy skape loop agter hom aan, en dis nie dat
die oomblik as die een groep by die ander groep verbygaan, laat hierdie skape, 'n paar van hierdie besluit, nee, maar ons wil nou gou 'n bietjie agter hierdie een aanloop nie. Hulle volg net die stem van die herder wat hulle ken. Hulle volg net daai stem. So in dit, toe ek hierdie onthou van hierdie boek, toe sê ek vir Dieter die volgende. Ek sê, Dieter, jy sal nie nou verstaan nie. Ek sê, ek het 'n stok en 'n staf laat maak. Maar die Heilige Gees wys nou eers vir my, ek moes daai stok en staf laat maak, omdat hy die herder is, maar dit was eintlik deel van die boodskap. Maar terwyl ons praat met mekaar, is daar eintlik 'n so emosionele oomblik wat plaasvind, want daar's soveel in hierdie stok en in hierdie staf. Want jy kan 'n stok en 'n staf hê, en jy het nie 'n herder nie, dan beteken dit niks. En jy kan 'n herder wees, en jy kan nie 'n stok en 'n staf hê nie, dan beteken dit ook niks nie. Want hoe beskerm jy, as jy nie 'n stok het nie? So hoe dissiplineer jy, as jy nie 'n stok het nie? En hoe gee jy rigting aan, as jy nie 'n staf het nie? En hierdie is heeltemal simbolies, en ons kom hierdie week en ons begin in dit. En gisteroggend kom ek hier ingestap, en dit was seker hier voor 5, en toe ek instap hier, sien ek vir Willie daar. Maar ek weet net, soos wat hy loop, loop hy net in ween. Hy's opgewonde, maar hy ween, hy huil net. Maar nou, ek het 'n lamsvel, wat ek daar gehad het, ek het nou afgehaal, en ek het hom hier kom sit hierdie week. Want daar's ook, hy is die lam. Kom, ek gaan net terug, ek wil vir julle die volgende sê. Jy kan nie 'n herder wees, as jy nie 'n dienaar is nie. You have to serve. So 'n herder moet sy skape dien. Hy moet hulle oppas. So die belangrikste ding van dienaarskap, luister mooi, servantship is to lay down your life for the sheep. Die Here moes kom, Jesus moes kom en sy lewe neerlê in dienaarskap vir sy skape. Dit beteken, as 'n skaap, as 'n lam in gevaar is, dan gaan daai herder hom beskerm met sy hele lewe. Hy sê in die skrif, en ek haal net die skrifte vir julle aan vanoggend. Hy sê as daar 99 is, maar as daar een afgedwaal het, dan gaan hy omdraai en hy gaan die een skaap soek. Hy gaan die een soek. So miskien kom jy vanoggend en jy sit hier en jy voel maar, ek is daai een skaap, en gewoonlik voel daai een skaap, as hy afgedwaal het, voel hy verlore. Want hy moet terugkom in hierdie trop, en hy voel, hy's nie waardig nie. Maar die oomblik as jy sien, maar hierdie herder kom terug na hierdie een toe, is daar 'n plek wat hy jou nie net vat nie, hy tel jou op. Ek wil vir julle lees in Jesaja, kom ons begin, ek wil net vir julle in die skrif hier kry, Jesaja. En Jesus praat met elkeen van ons so, julle gaan sien, ek vat hom nou na jou persoonlik toe, ons vat hom terug na Suid-Afrika toe. Hulle sê, kyk regs, as julle op die skerm kyk, a shepherd, his flock, he feedeth, with his arm, he gathered lambs, and with his bosom, he carried them, sucking ones he leadeth. Links gaan ek lees, die King James, hy sê, he shall feed his flock
like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and he shall gently lead those that are young. Ek onthou as 'n klein seentjie op die plaas, is ek toegelaat om die lammetjies op te tel. En partykeer is daar tweelinge, dan vat jy een in elke arm, en daar's 'n manier om hulle te dra. Jy tel hulle op onderste bo, en jy hou hulle vas in jou arm, en jy loop met hulle. Nou dit is onafwendbaar, dat die wol afsmeer aan die een wat hom dra. So daai wol van daai skaap gee af. En eendag sit iemand hier in 'n ouerige persoon sit in die jare terug, sit in die House of Bread in die restaurant, toe vra hy vir my, how do you know, Davey, if someone is a true shepherd? How do you know if somebody is a true shepherd? En ek kyk hom so, en hy sê vir my, he smell like sheep. Hy ruik soos sy skape. Jy sien, hierdie herder het ons so lief, dat hy tel jou vanoggend op, en hy dra jou teen sy bors. Daar's geen ander manier, wat hy jou kan optel, en jou kan dra vanoggend, as teen sy bors nie. Nou in dit, het Johannes gekom, en Johannes kom, en hy herken hom. Hulle vra vir Johannes, wie is jy? En die volgende dag kom hy, 1 Johannes 29. So John the Baptist is a forerunner, beteken, hy loop vooruit, hy met die koms van die Messias aankondig. En hy is die een wat hom gesien het. En vorentoe in die tyd wat kom, gaan ons nog baie deel oor Johannes die Doper, want ek het gesê, ons moet daai stem word in die woestyn, maar Johannes kom en hy sê, and the next day John seeth Jesus coming unto him, and said, behold, the Lamb of God, which take away the sin of the world. Jy sien, hy moet eers gebore word as 'n lam, en dan word hy die herder. Maar hy is die lam wat geslag moet word, soos die lammers wat geslag word. En as julle uitstap vanoggend, nou wil ek met julle deel die volgende. 'n Plek in Jerusalem. Hoeveel keer het ons nie al, dan sien jy hierdie kerskaartjies met hierdie herderstaf, en met die skapies, in Bethlehem, en al hierdie goed, met Vader Kersfees, ons sal nog later oor al daai songod aanbidding en al daai goed praat en die vals identiteite van dit. Maar ek wil met julle iets deel oor Bethlehem, waar Jesus gebore is. In die boek van Mika het die profeet Mika gekom, en hy profeteer oor hierdie Messias wat in Bethlehem gebore gaan word. En as jy in Israel groot geword het, en jy ken die konteks van herder en skape, dan is daar 'n plek buite Bethlehem. Jy kry Bethlehem, wat beteken House of Bread. En toe ons hierdie House of Bread sy naam gee, het ek niks geweet. Niemand het iets, ons het nie geweet wat die betekenis is, dis net 'n naam wat gegee is. Maar die Heilige Gees het oor die tyd baie goed in ons geopenbaar. So, in Bethlehem, House of Bread, buite Judea, buite Jerusalem, het die skape in die oop veld geloop, in Bethlehem. Nou, sien net hierdie prentjie in vanoggend. Die skape loop in die oop veld, maar in die nag word die skape ingevat, hulle noem dit 'n sheep pen,
They'd taken it into a sheep pen, and then the shepherd is watching over the flock. Dan gaan hierdie herder en hy staan wag oor hierdie skape. Laat die ondiere en die roofdiere en alles wat kom, nie hierdie skape moet verskeer nie. Sien julle hierdie prentjie raak van waar Jesus kom en ons moet beskerm. Nou in daai plek buite Bethlehem het hulle watchtowers gehad. Nou die watchtower het hulle genoem 'n Migdal Eder. Luister mooi wat gebeur. Ons dink Jesus is in Bethlehem gebore. Maar in daai tyd was dit so besig. Julle ken die skrif, was daar nie plek vir hom gewees nie. En hulle gaan net buite die stad na een van hierdie watchtowers toe. En as jy gaan lees in Micah 4, op die regterkant staan daar O Tower of Eder. Die tower is Migdal. Eintlik kan ons lees O Migdal of Eder, fort of the daughter of Zion. Unto thee it cometh, yes cometh in Heath a former rule, the kingdom of the daughter of Jerusalem. En eintlik die woord wat ek op klem wil hê, is the tower of the flock. So daar is iets soos a tower of the flock. En dan in Micah 5 vers 2, dan praat hy van die volgende. But you, Bethlehem Ephratah, though you be little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth unto me, that is to be a ruler in Israel. So die Messias kom en hy word geprofeteer, hy gaan kom uit Bethlehem Ephratah uit. Nou baie keer het ons dit miskien al gehoor of gelees, maar julle weet nie wat dit beteken nie. Nou wil ek vir julle die openbaring gee in dit vanoggend van Migdal Eder. So het 'n tower of the flock gelyk. Bo het hulle ingegaan en dan het die herder daar wag gehou. En onder, you can see the opening on underneath at the bottom there, Davey. This is where the newborn lambs are born and raised. So nou kom 'n dragtige ooi in, en sy sukkel om te lam in die nag, dan vat hulle haar in die toring in. And she's giving birth underneath the tower. En dan het hulle goed gehad, as daar nou van hierdie nageboorte agtergebly het, het hulle uit die tempel, luister mooi, hulle het uit die tempel linnekleed gevat, 'n linen cloth. They call it in English a swaddling bands. Hierdie linne doeke gehad. Dan vee hulle die ooi skoon en hulle vat hierdie lam en hulle rap hom in hierdie linne doek, hierdie lam. En so het hulle dit jaar na jaar gedoen, tot die lam daarin gestap het. Want Maria het nie plek gehad om te gaan nie, en sy gaan na Bethlehem Ephratah toe, na die watchtower, en die Messias word daar gebore. Binne in 'n watchtower. En in die watchtower het hulle hierdie tempeldoeke gehad, wat vol bloed is. And they wrapped him in the blood of the lamb. Verstaan julle hoe groot is die prentjie van herderskap? En hierdie herder, hierdie lam, word groot. Dis hoekom, ek het jare terug, of lang terug, toe Ariel Gaitie kom, toe sê hulle vir my, die betekenis van House of Bread. Dis hoekom, it's a place where newborn spiritual lambs are raised. Dis wat hulle sê van Bethlehem. A place where newborn spiritual lambs are raised and set apart to be sacrificed. So wat hulle doen in Bethlehem, die lammers word groot gemaak.
en hulle word rein gehou, dat as hulle groot is, word hulle tempel toe gevat om geoffer te word. En hierdie Messias van ons word in Bethlehem gebore, om groot gemaak te word, om geoffer te word vir die sondes van die wêreld. Sien julle hoe groot is hierdie simboliek in hierdie woord wat so inweef en groter is wat ons kan nie verstaan nie. Maar die oomblik as jy hom oopbreek, dan word hierdie manna vars en ons kan dit eet vir oggend. En hierdie woord is so lewendig. En hierdie herder kom en hy sê, maar hierdie kudde van hierdie land Suid-Afrika behoort aan my. En ek wil hê, julle moet hierdie kudde teruggee aan my. En ek het hierdie lamsvel, en ek het hom hier neergesit, en ek hoor Willie huil, en ek stap in hier, en ek kyk, en ek sien maar, iewers is my vel nie, die lamsvel is nie hier nie. Nou weet ek, wie kan hom gevat het? Nou wonder ek, waar hulle die vorige dag, waar het hulle die vel gesit? En nou top ek oor hierdie gedagte, die vel is nie hier nie. En die volgende slag, toe kom Willie hier verby my gestap, en ek hoor net hierdie geween, en toe ek kyk, toe het hy die lam oor sy skouers gesit. Want jy sien, jy kan nie anders, as jy jouself bekleed met hom, jy kan nie anders as om te ween nie. So ons moet vanoggend kom, en ons moet onsself toedraai met Jesus. Galasiërs 3:27 sê, you have to be clothed with him. Jy moet met hom gekleed word. Hy moet jou toemaak, soos wat hy toegemaak is, met daai doeke, en soos dat in die Vader se hand, om na die regte plek op die regte tyd gestuur het, kom hy, en hy vat net hierdie kleed, en ek wil hom net vanoggend net weer terugsit. En hy kom en hy bekleed jou. Maar in dit, terwyl ek met Dieter praat, en ek sien hierdie stok en hierdie staf, en die Heilige Gees het sy tyd vir alles, en daar was nie 'n beter tyd om 'n stok te kry, en daar's nie 'n beter tyd om 'n staf te kry. En ek vat hierdie stok en hierdie staf, en ons begin dit olie, en ons loop hierdie week met dit, en die Heilige Gees sê, in 'n tyd vir my, dis tyd dat hierdie staf teruggegee moet word, vir Jesus Christus. En ons staan hierso, en ons doen 'n profetiese aksie, en ons bid, ek sê Vader in die naam van Jesus, en dan staan ons op, en doen ons net daai aksie weer, laat ek, verlede week was ons 2 en 3, maar ek wil hê, laat julle sien wat vanoggend gaan gebeur in hierdie plek. So we have to come to that place, to do a prophetic act over this nation. So Lord, we want to come and take this staff this morning. We want to come and take this staff and the rod, and we want to give it back to you as our chief shepherd, so that you will come and lead this nation. You take us and lead us. So Lord, we stand before you guilty of every time that we want to try and lead this nation. So we are handing the staff and the rod. The rod is for discipline and also for protection over the nation of South Africa. We are handing this rod over to you, Holy Spirit. We are handing it over to you, that you will come and guide and lead this nation. We are standing in the Bethlehem gate,
And I believe this is not a coincidence. There are 12 gates around the globe. Daar's 12 hekke om die hele aarde van Jerusalem af. En die hek wat in Afrika, die poort in die hek wat in Afrika ingaan, is die Bethlehem hek. So this is not a coincidence that we are standing in the Bethlehem gate. So Lord, in the same time we want to come and give the staff, we want to hand it over. See it this morning as a prophetic sign, how the staff for direction for this nation is given back to Jesus Christ, that He shall come and lead this nation. So thank you, Father, for this. We give you praise and we give you honor that you are our true shepherd. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. I want to show you something out of 1 Peter 5. Julle kan sit as julle wil, manne. Terwyl ons hierdie week bid oor die herders en die skape, toe stuur Christ for All Nations, Reinhard Bonnke Ministries, ja, en hulle is vanoggend hier, hulle is besig, 70 laborers, hulle stuur 70 in, om opleiding te kry, en James is een van ons broers, wat die hele week, en Richie, en Wilbur, een van die 70, wat opleiding kry, as evangeliste, om uit te gaan, in die Oosland in. En Vader gaan hulle uitstuur, soos herders, na sy kudde toe, om sy kudde bymekaar te maak in Suid-Afrika. So in dieselfde week, wat al hierdie simbolies gebeur, vir die eerste keer, kom daar 70 van hulle, wat ook 'n profetiese getal, 70 stuur in, na die huis toe, en hulle is die hele week besig. In 1 Petrus 5 staan, and the elders, and the Lord is speaking to the elders, He said, the elders which are among you, I exhort you, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ. And Petrus praat hier, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by restraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind, neither being as lords over God's heritage. Kan julle sien? Neither being lords. Ons moet nie heerskappy, ons moet hulle nie uit dwang uit probeer lei nie. Ons moet hulle uit liefde uitlei. Uit the Lord said it is being examples of the flock. And when the chief shepherd, sien julle daai woord, when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that not fadeth away. So wat ons vanoggend gedoen het hier vir Suid-Afrika, ek sien al hierdie turmoil, maar weet julle wat? Ek staan vas op die woord, can a nation be born in a day? Can a nation be born in a day? So brother Paul, you know, since the time that you have come, and the Lord sent you, 2009, and Martin met you on Naval Hill, the Lord sent you with one message, come and pray for the revival in South Africa. And you were sent to Bloemfontein, to the judicial capital. And there was just this burden in your heart, and still with the same message. So Paul is now on his way to welcome for the mighty men, and any one of you is going on in that direction. Maybe you can help him this week. Gaan julle, dan praat jy net met hom. So
So in this place we can see South Africa. Let me just explain to you. Henry Jackson has to flee Namibia, Zimbabwe, Rhodesia. He was born in Rhodesia. His farm was taken away. His farm was burned down, taken away years ago. Then he received it back. Julle weet daai getuienis. Then he received it back. And then something happened. They put him in jail over a weekend. They want to give him life sentence. And then the angel of the Lord came and stood next to his bed and in hospital and said and tell him, you must come out of this country. And he bought a plane ticket and he landed at OR Tambo. That was about 10-15 years ago. And now he's ministering with his wife all over South Africa. But this is just a short background about Zimbabwe. And we know everything that happened there and all with the farm murders and the people there. En wat daar gebeur het is baie erger as in Suid-Afrika. Aan albei kante. Maak nie saak wat Cecil John Rhodes, colonialist, Freemason, Robert Mugabe, ancestral worship. So jy sien al twee kante van evil sien jy daar. Jy sien in die Freemason, dieselfde met Suid-Afrika, van Jan van Riebeeck, en dan sien jy die voorvadergeeste, Nelson Mandela, it's the same. The same gods. Soos wat ek en Werner weer, dieselfde gode. But there is only one God, and that is Jesus Christ. Maar daar's gode onder, wat hierdie land wil regeer. En wat Zimbabwe wil regeer. But there is a promise over Zimbabwe, and there is a belofte oor Zimbabwe. En Dawie Spies se paak het met julle gedeel, het ingegaan, en hy het gaan bedien. En wat gebeur het, Rufaro en alles. En wie van julle het gesien, Benny Hinn is hierdie week in Zimbabwe, en wie van julle gesien? Julle kan gerus kyk, anders moet ek het op die groep sit. Benny Hinn is in Zimbabwe en die eerste minister of die president van Zimbabwe has given him a free right. Hy het hom vrye reg gegee to spread the gospel of Jesus Christ all over Zimbabwe. Duisende het opgedaag by die crusades for healing and to receive restoration. En ek praat gister met CFAN, en Christ for All Nations is groot. Julle Richel ken die getalle, hoeveel? 100-200 miljoen in Afrika wat tot redding gekom het, deur hoeveel? 100 miljoen. Sien jou groot is sy kerk. Jy sit nie 100 miljoen in 'n gebou nie. Jy kan nie. Daai kerk het nie mure nie. En Reinhard Bonke, stem wat gehoorsaam was. Gehoorsaam in die roepstem. En ek praat met hulle gister oor Zimbabwe, en in 'n oomblik sê, ons sien in Romeine 11, that the Gentiles must provoke the Jews to jealousy. Dat ons as die Christene met die Jode so jaloers maak oor die Messias se koms, dat hulle oë gaan begin oopgaan. Dis nou in die tyd. Maar die Heilige Gees, dis asof hy vir my 'n woord gee oor Zimbabwe. And hy sê, and the Lord will send in the Holy Spirit into Zimbabwe to provoke South Africa to jealousy. So ek sien iets gaan gebeur. Ons moet net vashou. Hou vas in jou eie geloof. Dis so maklik om net te struikel, maar hou vas. Gaan in die woord in. Deel gister met 'n kosbare broer vir my. Ek sê vir hom, lê jou lewe neer. Hy sê, jy praat van lê jou lewe neer, hoe lê jy dit neer? Ek sê, die Heilige Gees sê vir my, daar's twee goed. En luister hier mooi. Om jou lewe te leer, moet jy jou siel prys gee. Jou wil, jou intellek en jou emosie. Jy moet jou wil en jou emosie moet sterf.
Hoe sterf hy? Jy moet hom honger maak. Hoe maak jy hom honger? Jy gaan in vas. You have to quench, you have to, daar's 'n woord in die sê wat jy moet jou siel bedroef. Dit is wat hulle met Yom Kippur doen. Jy moet in 'n vas gaan. Dan maak jy jou siel moet nie kos kry nie. Dan gaan jy in die woord in, dan gee jy jou gees kos. So it's the two opposites. You're feeding yourself with the word of God and you're going into a fast. And the Lord will tell you, 1 day, 2 days, 3 days, 7 days, water, Daniel, whatever you want to do. Just be obedient. Just follow the voice. Want jy sien, die stem wat jy vir jou gaan sê, moenie opstaan vanoggend nie. Moenie nou hier ingaan nie. Dis nie daai stem wat jy hoor is jou siel wat jy hoor. Dis die stem wat Eva gehoor het. That's the voice of the enemy. En ek wil afsluit hier vanoggend. En as die manne is, Chris, jy kan sit vir ons daai ander lied op. En dan staan ons op. Daai hoor my stem. En dan staan ons op en ons gaan in aanbidding in. En as jy voel vanoggend, ek is op 'n plek wat ek werklik hierdie herder nodig het. Ons almal het hom elke dag nodig. Jy kan nooit 'n oomblik sonder hom gaan nie. Maar as dit sê, vandag is die dag. Today is the day that I need. As jy 'n woord het wat jy wil kom bysit, as jy 'n getuienis het, as jy 'n kort getuienis het, 'n woord, iets wat jy wil bysit, iets wat jy wil bydra, moenie bang wees nie. Davey, if you had a word, anyone, if there's a scripture that you want to add, don't be disobedient. Wees gehoorsaam. Come and run to the altar. We are all part of his body. Ons almal is deel van hierdie liggaam. Daar's niemand soos hy nie. Hy is jou herder vanoggend. Just come and give yourself over to him. He is the true shepherd. He is the true shepherd of Israel. He is your shepherd. Let's just praise him this morning. You can raise your hands if you want to give over to him and say, Lord, I belong to you. This is a sign that you belong to him. He's your Lord. He's your shepherd. Say, Lord, I belong to you. I'm giving my life into your hands. I surrender. Surrender is the sweetest words that can raise from here to heaven. A sweet smelling aroma. Let's just give off that sweet smelling aroma. A fragrance. A fragrance. The sheep. The sheep. The flock. The lambs that are slain. Prepare yourself for eternity. Thank you, Jesus. I praise your mighty name. Let your love just come and flow in this place. Father, I pray over this nation of South Africa. We give this nation to the shepherd. You are the chief shepherd over this nation. We declare it, we prophesy it, we speak life over it. So shall it be. You will come and lead this flock. We trust in you. You will bring all darkness into your light. All the corruption is coming to the light. Restore, restore, restore. He is the restorer of your soul. He is your healer. He is the one that is carrying you
in His bosom. We praise Your mighty name. I praise Your mighty name. Thank You, Lord. We give time for men, those that need prayer. Maybe it's just a simple prayer. Maybe it's healing. Maybe it's provision. He's your provider. He is your provider. No bank manager, no one had a legal right over your life. They cannot control you. Mammon cannot control you. He's not your God. Jesus Christ is your Lord. He's taking over your life this morning. And He called you to be a Melchizedek priest. Now it's time that you take authority and put your faith in Him. Put your trust in Him. He's your Creator. We praise You, Jesus. I give over my family. I give over my wife. I give over my circumstances. You are the chief shepherd. Thank You, Lord. Father, we want to come and anoint my brother's hands. Thank You, Lord, for the years of carrying the cross. This is the price that You paid. Lord, Father, I pray now in the mighty name of Jesus that the healer of your soul, the healer and the restorer of your soul is touching your hands right now. In the mighty name of Jesus. Thank You, Father. I praise You. Come and rub him now with tender and gentleness, and he stand in the faith of Christ Messiah. I praise Your mighty name. Hallelujah. Thank You, Lord. Thank You, Lord. You are. Oh, we praise You. Thank You, Des and Willie. You can take the offering baskets around. Oh, yes. Oh, we praise Your mighty name, Lord. I give my life to You. Hallelujah. Dankie Chris. Jy kan 'n bietjie sagter sit terwyl ons die offering. Man, ek wil met julle iets deel wat hierdie week ook gebeur het terwyl ons die offering opneem. Ek in Israel sit al 10 jaar Dinsdae net in fellowship. En hierdie week praat ons en ek deel met hom en ons deel met mekaar, as jy sterf in jouself, wat is die pad wat jy loop? En een van die eienskappe wat gebeur is, as jy in jouself sterf, Jesus se lig begin in jou skyn. So mense begin jou nie meer sien vir wie jy is nie, maar hulle begin sien Jesus se lig, His light is in you. Want daar's 'n dieper sterf wat gebeur. It's a second death. And it's the one that they won't see you, but they can smell you. And we have to enter into that place that people around us must start to smell us. Nie us nie, but Jesus in us. And I was sharing, and he shared with me about the smelling and the fragrance. So the next morning during our prayer, Barend was not aware of anything. So what happened is,
Baron came to me, and because he can see in the spirit, he said to me, Andre, I saw there's an angel walking now on the altar here. But there are coals of fire on the altar. And the angel is walking on the coals and he's putting fragrance on the coals. So he was not aware of our conversation the previous day. He said he's putting fragrance, and as he's pouring out fragrance on the coals, there's a smell and an aroma that's coming from the altar. I said, Lord, but that can only be you. But because the pattern in the tabernacle is, there's a fragrance altar. And then they took off the coals of the burnt offering altar with a shovel, and then they put it on the fragrance altar. And when they put the coals there, they put the incense on the coals, and then the smell started to rise up there on the tabernacle, and 40 kilometers around the tabernacle in the wilderness, they could smell the sweet smelling flavor. So our lives must become a smell to heaven. What is the smell that you are giving off this morning? What is the smell that is? So Lord, we bring this offering this morning, and we are raising up this bucket, the silver bucket of redemption, as a sweet smelling Savior before your throne of mercy and grace. Sometimes, maybe one have put in something in the offering basket, and maybe it is lost. It's only the only thing that he has left in his bank account. He's placed everything in there, but maybe, Lord, we are just here to give our lives over to you also this morning. And said, Lord, I have nothing to give in the bucket, but I'm giving you my life this morning. And the life that is eternal before Him, let it come as an incense offering before your throne of mercy and grace. As I pray a Melchizedek blessing now over this offering. Father, I also want to release a priestly blessing over them right now. I want to release your priestly blessing. Receive it not. You know, if someone can curse you, you are afraid that that curse will come upon you. Why aren't you joyful when you know when I release a blessing over you? Because you will know that blessing will come upon you. We are afraid of curses. Now we are not afraid of blessings, and we are not joyful about the blessings. It's time that we started to rejoice in the blessing. It's time that we have to receive the priestly blessing and said, Lord, I am blessed. I'm not looking at my circumstances. I'm the beloved. I'm the blessed of the Lord. That's a promise. Father, I pray now, in the mighty name of Jesus Christ, Yevarecha Adonai Vishmerecha, Yaer Adonai Panavelecha Vilchaneka, Yesa Adonai Panavelecha, Yevashem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His shalom. Shalom. Amen and amen. Hallelujah. Praise Him, praise Him. Ek het vandag ervaar, die vorige keer Andre gepraat van vol was die kerk, want ek was hier gewees 2004 toe ons begin het hierso. Toe ons seker 10 mense was hier bo in 'n kamertjie. En vol hy naderhand geraak het. En verlang was ek weg gewees en ek teruggekom en jy het toe daai spesifieke dag gepraat van hoe vol was die plek en hoe leeg is die plek, maar hy is nou gevul met engele. En vandag het jy gepraat van die geur. Ja, ouens soos ek kom hiernatoe om ons botteltjies van geur weer vol te maak. Want dit help nie ons staan tussen 'n klomp mense wat dieselfde geur afgee. Want ons almal ruik dit en ons almal ruik dieselfde. Ons moet hier kom vol maak en weer wegbeweeg sodat ons kan gaan waar daar mense is wat dit nie ken nie, dat hulle kan vra en dat ons kan getuienisse lewer. So die feit dat die plek
leeg is en laat die ouens kom en gaan. Volgens my is dit 'n goeie ding. Ek ervaar dit as goed. Want baie keer as 'n vraag en jy kom en dan kry jy nou soos wat ek nou vandag gekom het, hoor jy sê, maar kom maak jou botteltjie geurvol dat jy weer kan gaan uitdra. En dis my ervaring wat ek gewaarwording wat ek ervaar vandag. Amen.